Wat maak jy met jou paleis? Is dit zoiets? Dus mijn vraag is, wat maak je met jou paleis? Wat is die droomplek? Wat is die droomhuis? Wat is die droomlewe wat jy vir jouself het? Party sal sê, ja, ek werk, want ergens moet ek hierdie huis afbetaal, en daar is hierdie perspektief oor, wat is die lewe? Wat wil jy bereik? Wat wil jy los vir jou kinders? My vraag is, waarvoor sal God vir jou 'n paleis gee? Werk jy sodat jy 'n paleis het? Wat is God se definisie van jou paleis vandag? En kom ons vertrou die Here dat ons nie ons met dooie werke, wat is die woord, vrekwerk, en aan die einde van die dag het ons iets gebou wat in elk van net verbrand gaan word. Want alles aan die einde van die dag sal deur vuur getoets word, sê die skrif. En dit wat akkuraat gebou is, met goud, met edelgesteentes, ja, dit sal bly staan, dit sal ewigheidswaarde hê. Maar wat is die paleis waarvoor jy werk? Wat is in jou gemoed? As die lewe net dit het, eendag as ek dit het, eendag as ek dat het, is dit daai paleis, eendag as dit met my gebeur, en as ek nou goed gewerk het, dan gaan dit gebeur. Gaan vra Heilige Gees die definisie van jou paleis. Is ons met mekaar? Eerste punt wil ek dan sê, jy kan neerskryf daar, ken sy paleis. Ken sy paleis. As jy sy paleis ken, en jy weet wat is sy definisie van 'n paleis, dan ja, dan kan iets beteken. Wanneer jy in iemand se paleis inkom, en daar is 'n regte koning, dan is daar sekere protokol. Ek weet nie wat is die ander Afrikaanse woord, en dan is daar sekere protokol, daar is sekere maniere, daar is 'n sekere gedrag wat jy sal hê, hoe dit werk in daardie paleis. So as jy die koning eer, en in hierdie paleis is God koning, dan sal jy wandel volgens die protokol, volgens die maniere wat uit hoe dit uitgestippel is vir jou, hoe jy jou sal gedra in sy paleis. Amen. So my broer, my sis, ken jy die paleis? Ken jy daardie paleis? Waar die troon van genade is, waar die troon van oordeel is, maar wat jy ook iets vind soos jy is gesete saam met Christus in hemelse plekke. Ja, gesete saam met Christus in hemelse plekke, omdat julle ken daai Patmos, ons het te sê, ons is saam met Christus gekruisig, gesterf saam met Christus, begrawe saam met Christus, opgestaan saam met Christus, gesete saam met Christus. En in daardie plek kyk ek af na my situasie, kyk ek af na 'n paleis wat ek my eie paleis kan noem, kyk ek af na my uitdagings, kyk ek af na my sukses, want ek beleef dit saam met Christus. En dan wys hy vir my 'n lewe, 'n kwaliteit lewe, sê die skrif wat verborge is in Christus. Wat ek moet ontdek, as ek ontdek wie hy is, as ek ontdek wat sy hart is, as ek ontdek wat sy droom is, as ek ontdek wat sy gedagtes is, alles wat in hom is. In daardie plek vind ek 'n kwaliteit lewe, maar hy's verborge, en hy gaan verborge bly tot die dag van jou dood, en in die hemel gaan jy sien, wat was die lewe wat God vir jou gehad het, of, deur sy woord, deur sy gees, vandag en môre, gaan jy op hierdie ontdekkingsreis gaan, maar wat is hierdie kwaliteit lewe wat God vir my het? Daardie kwaliteit lewe aan die einde van die dag is 'n paleis waar hy wil woon en jy wil woon. 'n Paleis wat volgens sy definisie hierdie paleis is. Is ons met mekaar. Jy sal 'n sekere respek hê in daardie paleis, anders word jy uitgegooi. Klaar. Hallo. Jy kan nie jou gedra soos wat jy wil nie. As jy gedra soos wat jy wil, word jy uitgegooi. So, ek gaan hemel toe, jy gaan hemel toe, maar daar is 'n sekere autoriteit wat God vir jou wil gee, wat God vir my wil gee, in hierdie wêreld, waar jy in 'n plek inkom, en God, he set you up with a palace, for what? For what? Vir wat? Almal sê vir jou buurman, vir wat?
Nou daar's 'n paar woorde. Jo, wat doen jy met jou paleis? Daar's sy. Kom ons gaan aan. Sekere protokol, respek, autoriteit. Nou, ek wil jou vra, skryf asseblief daai kernwoorde neer, ons gaan nie oor hulle praat nie. Ons kan vir 8 Sondae daaroor praat. Tempel, kerk, huis van God, nuwe Jerusalem, Sion, nuwe hemel, nuwe aarde, woning van God. Jong. Al daardie, aan die einde van die dag, is wat jy moet uitwerk volgens die woord. Hoe posisioneer ek myself in dit? In die tempel, wat sê ons eerstens? Ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Maar as ons sê ons is 'n tempel van die Heilige Gees, wat beteken dit? Die mens het die kapasiteit om 'n gees te huisves, nie jou eie gees nie. Jy is 'n gees, wederbaar. Jou gees was dood, toe jou hart vir die Here gee, toe is jou gees lewend, jy is wederbaar, jy het 'n siel, persoonlikheid, siel waar daar 'n klomp gemors kan aangaan, of dinge gereinig kan word, gemoed, gedagtes wat vernuwe kan word, emosies wat genees kan word, 'n wil wat onderwerp kan word, 'n persoonlikheid wat gevorm word deur die woord, en nie deur omstandighede, of deur gene, of wat ook al ons wil sê nie. Hallo? Maar in hierdie liggaam het ek die kapasiteit om 'n ander gees te huisves. God het besluit, jou liggaam, jou lewe gaan 'n tempel wees. En daarmee het hy besluit, dat 'n gees sal in jou woon. Die vraag is dan dit, of die Heilige Gees, of ander geeste, gaan in jou werk en met jou stap. Dis jou keuse. Toe jy hart vir God gegee het, sê die skrif, toe die Gees van God in jou gees kom woon. Heilige Gees getuig in jou gees, Romeine 8, dat jy 'n kind van God is. Heilige Gees roep uit in jou gees, Abba, Papa God. Identiteit is in jou gees gevestig deur die Heilige Gees. Maar my boet, my sis, ek en jy moet verstaan. Jy moet ken, wat is die lewe wat God vir jou het? Hoe moet jy wees as 'n tempel? As 'n tempel, want Heilige Gees is in jou as 'n tempel met 'n agenda. Kom ons sê agenda. Heilige Gees is nie net in jou om in jou te woon nie. Nee, dis nie die eindbestemming nie. Hy is vandag in jou met 'n agenda. Ken jy die agenda van Heilige Gees wat in jou woon? Skryf hom maar daar neer. Ken agenda van Heilige Gees wat in jou woon. Want ergens aan die einde van die dag, tempel, kom ons gaan na die heel onderste punt, moet jy die woning van God word. God drie-enig. Moet jy die woning van God word. God drie-enig. Maar jy's 'n tempel, en in daai tempel is jy ook 'n lewende steen. Jy kan hom ook nog byvoeg. 'n Lewende steen. 'n Steen wat lewendig is, beteken dat hy hardloop nie rond nie. Nee. Dis 'n steen wat gevat kan word en ingebou kan word. Amen. Almal sê, not Rolling Stones, but Living Stone. Baie dankie. Kerk, die tempel is vir 'n gees, mag dit die Heilige Gees wees. Kerk beteken ekklesia, die uitgeroepenis, uit, almal sê uit die wêreld. Die woord ekklesia Grieks beteken uitgeroepenis. Weereens agenda. Hoekom is jy uitgeroep uit die duisternis? Net om uitgeroep te wees uit die duisternis? Nee. In sy wonderbare lig. 1 Petrus 2:9. Om te verkondig die deugde van God. Om te verkondig. To display his splendor. Om te verkondig die wonderlike dade van God. Jy's uitgeroep. As jy sê jy's die kerk van God, moenie sê jy's die kerk van God. Moenie sê jy's in 'n kerk as jy nie sê hierdie is die doel. Ek is deel van die mense wat verkondig die wonderlike dade van God. Sê dit as jy sê jy's die kerk. Anders moenie sê jy's die kerk.
Moenie sê jy is deel van 'n kerk nie. Moenie sê jy is nie kerk nie, want jy is uitgeroep met 'n doel, met 'n agenda. So as iemand vir jou vra, dien jy die Here en is jy deel van 'n kerk? Ja, ek is deel van 'n kerk, ek is die kerk. Dan moet iemand jou kan vra, so wat is die agenda? Nee, die agenda van die kerk is om te verkondig die deugde, die wonderlike dade van onze God. In Petrus 2:9 is ons met mekaar. Wat doen jy met die paleise? Wat doen jy met die feit dat jy die kerk is? Wat doen jy met die feit dat jy die tempel is? Wat maak jy met die tempel? Is God wat die eienaar is van die tempel, is hy welkom om te doen wat hy wil in jou? As tempel, kom en ontdek dit. Ek moet nie hierop ingaan nie, maar dit is nie eers die preek nie. Die huis van God. Jesus sê, die huis van God sal 'n huis van gebed wees. Jy kan daarby skryf, die huis van gebed. Daar's 'n agenda met die feit dat jy die huis van God is. Daar's 'n agenda vir die tempel. Daar's 'n agenda vir die kerk. Daar's 'n agenda met die huis van God. As jy sê jy is die huis van God, sê eerder jy is die huis van duiwels. As jy besluit, jy gaan nie bid nie. As jy nie bid nie, alright, wees die huis van duiwels eerder dan. Maar, en weet hoe ons die huis van duiwels, as ek so intiem is met verwerping, intiem is met vrees, intiem is met angstigheid, intiem is met my opinie, intiem is, hoekom? Want daai geeste kan in my woon. Hulle het in my 'n huis gevind. Hulle is welkom by my. Kritiese gees is welkom by my, want ek het gou kritiek oor mense, gou opinie oor mense. Daai geeste is welkom by my. As jy 'n huis van gebed is, dan beteken dit, gebed beteken, jy het hierdie verhouding met God. Jy praat met hom en hy praat met jou. Gebed is nie, kredietkaart sit in en verwag iets uit nie. Hallo. Gebed is hierdie verhouding waar jy met God praat. Jy die voorreg van gebed, wat 'n sekere kwaliteit van gesprek is. Kom ons sê, 'n kwaliteit gesprek tussen God en my. Kom ons probeer. 'n kwaliteit gesprek tussen God en my. Dit is gebed. Oké, amen. 'n huis van gebed. So wat gebeur in hierdie huis? Wat se kwaliteit gesprekke is in die huis van God? Dis jy. Tussen jou en jou Here. Wat is die kwaliteit gesprekke? Dit is wat jy kan neerskryf, hopelik. Nuwe Jerusalem in die berg Sion. Ons het daaroor gepreek, ons gaan nie vandag baie daarop ingaan, asseblief, kry van die lering. Daar's ouens wat ongelukkig glo dat almal sal na Jerusalem toe gaan en dit gaan oor Jerusalem daarso. Dis lankal nie meer oor die stad daar, Jerusalem nie. Lankal nie meer nie. Derde tempel kan nie gebou word nie. Die tempel wat gebou is, sê ek en jy. En hy word gebou tot die dag van Jesus se koms. So die derde tempel word gebou van die opstanding, van die hemelvaart van Jesus. Word die derde tempel gebou. Maar met die tempel is daar ons agenda. Hallo? En dan sê in Openbaring, daar is 'n nuwe Jerusalem wat sal neerdal uit die hemel. Jerusalem beteken in die Hebreëus die woonplek van vrede. Skryf hom neer as jy hom nie ken nie. Die woonplek van vrede. En hierdie vrede is nie 'n skietstilstand. Hierdie vrede is hierdie plek van veiligheid, hierdie plek van ek weet dat hy weet. Ek sien net veilig nie, maar daar is 'n kwaliteit saam wees. Jy kan skryf saam wees met mekaar. Hierdie nuwe stad Jerusalem is die stad waaroor die Vader nou droom. God wat die hemele sien, wat die perfekte hemel het. Hy droom iets meer as die perfekte hemel. Hy droom oor die nuwe Jerusalem. En die nuwe Jerusalem sal nie mure hê nie, maar die nasies van die aarde, die nasies van die wêreld. Dit sal die stad wees. En dit sal nie mure wees. Daar sal nie 'n son wees nie, want God homself sal die lig wees, sê die skrif in Openbaring. Die nuwe Jerusalem. Waar? Neerdal uit die hemele op die berg Sion.
Sion. Die skrif sê God woon in Sion, woon God dan in die berg. Aan die einde van die dag, Sion is die plek waar God geëer word en God alleen geëer word. Dis 'n platform wat God jou gee. Dis 'n plek waar God alleen geëer word. En dan sien ons 'n ander skrif wat sê, God woon onder die lofsange van sy volk. God woon in en onder die lofsange van sy volk. En dit het te doen met die berg Sion, wat die simboliek is van God word alleen geëer. Niks anderste. Niemand anderste word op daardie berg geëer as God. Daar's 'n suiwere, skoon, mooi eer wat vanuit opregte hart bedoel word. Dis die berg Sion. Daardie plek kom God en hy wil kom woon. Hy wil kom woon. Amen. As ons met mekaar en dan die woning van God. Woning van God. So ons praat nog eintlik als van paleis, as ons dit wil noem paleis. Maar ek kan droom van een van 'n tipe, een van 'n ietsie paleis, waar dit glad nie te doen het met hierdie nie. Maar hierdie is die tipe paleis vir die koning waar hy wil woon. Waar hy geëer gaan word, waar hy sy autoriteit, die finale sê is in alles. Bou jy jou paleis, my boet, my sis, of is hierdie die perspektief van dit wat jy bou, saam met jou God, saam met jou God, is ons met mekaar, die woning van God, aan die einde van die dag, tempel met 'n agenda, kerk met agenda, huis met agenda, sodat die nuwe Jerusalem en die berg Sion kan neerdal, sodat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde is, nuwe hemel, nuwe aarde, ons gaan seker maar stoei met die krokodil en met die leeu en ek weet nie wat als nie, lekker speel, daar sê, nuwe hemel, nuwe aarde, waar wat? Alles een is, alles een is. Vandag moet ons bid vir 'n oop hemel, sodat op aarde dit kan word soos wat dit in die hemel is. Daar's agenda vandag nog met hemel en aarde. Op aarde soos wat in die hemel is, Here. Soos wat u gedroom het oor Bloemfontein in die hemel, laat dit so wees in Bloemfontein vandag. Soos in die hemel, so ook in my gesin. Soos in die hemel, so ook in hierdie land. Want u het 'n sekere perfekte, mooi droom vir hierdie land, vir hierdie nasie. En dit is wat jy bid, maar dit is wat ons moet bid, dit is waar ons moet in deurbreek vandag. Maar eendag, hemel en aarde sal een wees. Daar sal een wees, daar sal 'n een wees. Ons is met mekaar, en dan die woning van God is net, God wil by my en jou kom woon. Meer as hemel. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. My Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom. Ons wat hom gemaak het. Vader, Seun, Heilige Gees wat gesê, kom ons maak mense. En toe met 'n agenda gesê, wie sal gaan vir ons? Hoor Jesaja, en Jesaja sê ek sal gaan. En hierdie ons wat betrokke is met Jesus se agenda. En jy sien hierdie eenheid by die doop. Die seun word gedoop, Heilige Gees kom soos 'n duif, Vader uit die hemel sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Daardie ons sê, as iemand my lief het, en hy het so kwaliteit liefde dat hy my woord sal bewaar, hy het so kwaliteit liefde dat hy respek het vir my woord, ons sal ons hart vir hom gee, en ons sal by hom kom woning maak. Dis die Vader se begeerte, my boet, my sis, mag die Here jou help, mag die Here my help. Amen. As jy wil praat van paleis, kyk na hierdie. Kom, volgende ene. Ek in Christus, Christus in my. Dis alles konsepte, my boet, my sis, wat jy een vir een, wil ek vir jou vra eintlik. As jy nie neerskrif nie, gaan kry die teaching oor 'n week, op die Our Father's Home channel, YouTube. Maar, werk deur hierdie konsepte asseblief. Want baie van dit is konsepte, maar jy is in Christus, Christus in jou. Toe jy jou hart vir die Here gegee het, is dit Christus in jou. Hier, Christus in jou gees. Maar nou sê Johannes, ek moet, hier is jy, Christus in jou. Ek moet minder word, hy moet meer word. Ek minder, hy meer. Ek minder, hy meer. Ek minder, hy meer. Sodat dit Christus
en jy in Christus. Dat die mense Christus sien en vir jou in Christus. Jou in Christus. In die begin, Christus in jou. Maar mag ons groei, disipelskap, ons lewe neerlê. As ons hom volg, moet ek my kruis opneem, myself, I must deny myself. Nie myself vernietig, nie myself verloon. Godsdienst sal jouself vernietig. Maar verhouding sal in die verhouding verloon jy jouself, sodat daar meer van hom, minder van jou. Meer van hom, minder van jou. Maar dit gaan werk met ander goed ook. Sit 'n stukkie bitterheid in jou. Los om daai bitterheid daar. Dit sal wees. Meer van bitterheid, minder van die kwaliteit lewe. Meer van bitterheid, minder van Christus wat gesien word in jou lewe. En later wat jy net praat is gaal bitterheid. En net hoe daardie persoon verkeerd is en daardie en dit en hierdie en dat en daai en dat. En jy kyk in die spieël en as jy die guts het vir eerlikheid, dan weet jy, al wat jy sien is bitterheid. Iemand wat issues het, die hele tyd issues het. Waar jy gaan, daar gaan issues, of daar gaan 'n probleem, of daar gaan 'n ding wat moet gebeur. Kom terug na God. Kom terug na die Here. Besluit jy respekteer hom. Dat hierdie tempel is sy paleis. Dat hy die finale sê het. En nie jou issues en jou opinie nie. Hallo? Want hy sal meer word. Die opinie sal meer word. En die stem van Christus sal minder word. Nie meer nie, in Jesus naam. Ek in Christus, Christus in my. Laat sy liefde in jou woon, en jy in sy liefde. Hallo, laat sy woord in jou woon, en jy in sy woord. Al hierdie konsepte, maar alles gaan oor groei. Al hoe minder ek en jy wat blær, en al hoe meer hy wat praat deur my. Al hoe meer sy woord wat deur my kom, en al hoe minder my eie woord, my eie opinie wat deur my kom. Ons is vinnig om ons eie opinie te gee, ons is vinnig vir alles ons kwaad is, of as ons moedeloos is, dis nou nie ons eintlik nie, dis eintlik ander mense, maar nog steeds. Mag dit nie meer so wees nie, in Jesus naam. In Jesus naam. Groei gaan jy groei. Hoe daai een nou gesê, you will either become better or bitter. Groei gaan jy groei. Iets gaan meer word, en iets gaan minder word in jou lewe. Tussen halfuur gelede, tot oor 'n halfuur. Van net nou. Oor 20 minute as jy uitstap, moet daar iets wees wat meer is, en iets wees wat minder is. Daar is meer 'n blazyigheid met die woord, want ek kan die woord hoor, en dit gaan net verby my. So ek het, my liggaam het geleer, my siel het geïnterpreteer, dat al hoor jy die woord, dit kan maar wow wees, jy het hierdie goedjies al gehoor. En jy gaan nie uit met 'n manier meer van 'n blazyigheid met die woord, jy het dit gehoor, en ja. Of jy het jou siel gearresteer om te sê, ek gaan die woord hoor, en ek gaan dit vat, en as ek dit nie vat nie, gaan ek dit een kant sit, en ek gaan later deur dit werk in die week. Maar jy besluit, of jy verander. Van heerlikheid tot heerlikheid, krag tot krag, of jou keuse, die res. Volgende een. Wat is jou paleis? Ek gee vir julle hierdie definisie van wat God vir jou gee as 'n paleis. Hier op aarde is jou paleis 'n geleentheid, 'n platform, 'n autoriteit, 'n guns, 'n vertroue van die Here af. As hierdie paleis van die Here af is, dan sit hy jou in 'n paleis, en in daardie paleis het jy 'n geleentheid om iets te doen. Hy sit jou nie in 'n paleis op aarde. Ek praat nie van die woning van God, waar ons tot in alle ewigheid saam met God gaan regeer as konings en priesters nie. Ek praat nie van die ewigheidswoning van God nie. Sy paleis en my paleis saam met hom. Nee, ek praat van nou. Nou is daar 'n paleis, en die Here gaan vir jou daai paleis gee, klaar. Maar sy definisie, jou definisie, nie noodwendig dieselfde nie. En die vraag is, wat maak jy met jou paleis? Want jou paleis is 'n geleentheid vir die koninkryk. Daar waar jy guns het, is 'n geleentheid vir die koninkryk. Daar waar jy autoriteit het, is 'n geleentheid vir die koninkryk. Daar waar jy 'n platform het, is 'n geleentheid vir die koninkryk. Met die agenda van al die fasette, die tempel, die kerk, alles wat ek nou genoem het, is 'n geleentheid.
So wat jy maak met jou paleis, watter paleis jy ook al voorbid vandag en môre, dis sodat jy 'n geleentheid het, sodat jy 'n platform het. As jy suksesvol is met besigheid, daai ding word 'n vloek, as dit nie 'n geleentheid word nie. As dit nie 'n geleentheid is, Here, wat wil U doen met my besigheid? Wat wil U doen met dit wat ek nou gestudeer het? Wat wil U doen met my gawe wat vir my ruimte gemaak het? Met hierdie beroep en hierdie skill, hierdie vaardigheid wat ek het, hierdie talente wat ek het, hierdie vermoëns wat ek het. Al daardie saam is nie sodat ek my eie paleis bou. En as ek my paleis bou, wat ook al ek gebou het, wat jy ook al gebou het met jou lewe, wat jy ook al gekry het met jou lewe, watter bevordering ook al, is 'n geleentheid. En jy beter weet wat is die geleentheid. Amen. Wat is die platform? Platform om God te eer. My paleis, jy voel nie, ek bly in 'n stuk gemors. As ek na my lewe kyk, my lewe is hierdie stuk gemors, daar's niks van paleis in hierdie plek nie. Dit hang af hoe jy die dinge sien. Wat is God se definisie van paleis? Wat het Paulus daar gedoen in daai tronk? Hy was in 'n paleis. Hy was in 'n geleentheid. Sy omstandighede was die tronk. Maar daar het hy die briewe geskryf, sodat vir oor die 2000 jaar die kerk fondasies kan bou, die kerk kan deurbreek in elke gemeente, in elke Christen se lewe, biljoene van daai tyd tot en met vandag op aarde. Vir biljoene van daai tyd tot nou. Maar hy het nie gebid net teen die tronk nie. Nie, Here, vertrou dat ons uit hierdie tronk het. En waar is God se liefde? En Here, waar is my geloof? En die ander sê hy het gebackslide. Want jy weet, nou die dag kon hulle sing, net so, sing en daar bewe die hele tronk en hulle kom uit. Ja, die krag van die Here was daar. En daar kom Petrus, hy's geboei en die engel maak hom los en hy kom uit en eers buite besef, dit was nie 'n droom nie, ek is nou buite. Die krag van die Here het gaan manifesteer. Maar weet jy, in hierdie kerk, hierdie ou, hy sit aan die tronk en die krag van God werk nie meer eintlik deur hom nie. Regtig. Hy skryf nou 'n paar briefies, wat in elk geval nogal lank is. Lang briewe. En hoe die een gemeente gesê, wat Paulus self gesê, ja, dit is swaar, die briewe is gewigtig, die briewe is swaar. En ja, maar Paulus het dit as sy paleis gevat, sy geleentheid, sy platform. Die guns van God oor sy lewe was die tronk, want dit was die guns wat deur hom gewerk het, vir 'n Nuwe Testamentiese kerk in elke volk en nasie en taal en stad en dorpie en villagetjies. Hallo, is ons nog hier? Wat is dit wat jy sien, my broer, my sis? As jy, waarvoor jy werk, ding is van, dit gaan oor daai mure en hoe mooi daai paleis is en al sy venstertjies en al sy dit en al sy dat en sy dat. Is okay. As die Here vir jou 'n biljoen voorsien, ek bedoel, dit is nie noodwendig van die duiwel af nie. Maar as dit God is wat jy dien, sal jy weet, wat is die geleentheid met die biljoen, die platform, die autoriteit, die guns en die vertroue, wat uit die hemel uitkom. God vertrou jou met daai paleis. God vertrou jou met daai vermoë. God vertrou jou met daai vermoë om besigheid te kan doen. Daai vermoë in opvoedkunde, daai vermoë om te doen dit wat jy doen. God vertrou jou daarmee. Hallo? Is ons met mekaar? Maar op daai platform sal jy God eer. Op daai platform sal jy iets te sê. 'n Platform is, iemand kom op die platform en hy trek aandag. Né? Hallo? Hierdie platform, 'n platform daar buite, hierdie week wat jy 'n platform het is, God wil hê, jy moet aandag trek. Mense moet na jou kyk, en hulle moet iets in jou sien, en mag dit wees, wie hy is, sy plan, sy hart, sy liefde, sy genade, sy vergifnis, sy woord, sy kosbare heerlikheid. Mag dit wees. En vir dit gee God jou 'n platform, want hy kies om jou te vertrou. Dat op daai platform gaan jy nie die eer kry nie, en vat nie. Jy gaan nie jou eie paleis bou op daai platform nie. Wat uit die hel uitkom, daai paleis wat verbrand moet word eendag.
Jy is soos deur vuur heen gered, sê Korintiërs 3. Maar mag ons nie ons tyd mors op aarde nie. Hallo, is ons met mekaar? Jy daai woorde neerskryf. Kom ons gaan aan. Josef het 'n paleis. Maar daar die paleis, my boet, my sis, die versoeking in die paleis, wat kan wat wees? In daardie paleis, hy kom van waar? Hoe kom hy in daardie paleis? Toe hy alright is en sy hart bewaar as slaaf, as die een wat verkoop is deur die boeties en sissies, weet, die ouens wat jou die seerste maak, is die ouens wat die naaste aan jou is. Hulle kan jou die seerste maak. Weet jy, en hierdie boeties, hulle verkoop hom in die naam van jaloesie. Soos wat Kain en Abel doodgemaak het, in die naam van jaloesie. Eerste moord in die gesin. In 'n gesin. Maar wat gebeur? Ten spyte daarvan, hy is getrou aan die Here. Hy is getrou en onregverdig, totaal onregverdig, land hy in die tronk. En in die tronk, daar sit hierdie bitter man. Want sy paleis het nie uitgewerk nie. Sy paleis met hierdie nice kleed van sy pa, en die ander was net jaloers op hom gewees, en wragtig toe hy van die tronk tot die paleis gaan. Toe gaan hy in na die paleis as 'n wat? Gevangene. Hy gaan in die paleis as 'n gevangene, 'n prisoner. There's a prisoner in the palace. Maar weet jy, in sy lewe, in sy hart, was hy nie 'n prisoner nie. Hy was vry. En solank as jy weet jy jouself sien, ek is gevang met hierdie ding, of ek is dit, en ek het al hierdie jukke, en ek het al hierdie goedjies wat ek moet face, al hierdie dinge wat ek moet deurgaan. Okay, maar sit daar in die tronk. God kan jou nie van die tronk na die paleis toe vat, waar daar 'n platform is, waar daar 'n geleentheid is. Maar vir Josef is daar 'n geleentheid in daai paleis. In daai paleis is daar 'n geleentheid, as hy weet wie hy is, hier binne. As hy weet wie hy is, Oud-testamenties, soos die tempel, die kerk. Hallo, wat is die doel? Wat is die agenda van God? Wat is die agenda van God? Dat vandag sal ek hom loof. Vandag sal ek hierdie droom interpreteer. Vandag sal ek 'n verskil maak, al is dit in die tronk. Ek sal 'n verskil maak, want hier binne is ek nie in 'n tronk nie. Hier binne is ek nie in 'n tronk nie. Maar dieselfde Josef in die tronk is dieselfde Josef in die paleis. Maar as die jy in die paleis iemand anderste is as die jy in die tronk, daai paleis is 'n vloek, daai paleis is 'n versoeking, daai paleis is 'n ding wat jy oordroom, wat nie van die Here af is nie. Maar toe hy vergenoeg, vervuld, is saam met God, vir die Here en saam met die Here, toe gaan dieselfde Josef wat in die tronk is hy dieselfde Josef in die paleis en sê, koning, ek kan eintlik nie die ding doen nie, maar daar's 'n God. Daar's 'n God. Ek hoor, jy kan die dinge doen. Koning, met alle respek gesê, ek kan nie die dinge doen nie, maar daar's 'n God. Almal sê, daar is 'n God. Mag dit wees hoe jy jouself sien. Dat jy so seker is in die Here, dat wanneer jy die geleentheid kry, en daar vir jou 'n paleis daar buite oopgaan, jy daar sal sê, dis nie ek nie, dis die Here. Ja, jy moet vir die Here werk, ja, jy moet saam met die Here werk. Maar laat dit so wees, is ons met Josef. En wat moet gebeur? Egipte moet die volk van God dien. Egipte moet die volk van God dien. So Josef het 'n geleentheid vir die koninkryk, dat wanneer hy in die troon instap, wanneer hy in die paleis instap, gaan die paleis gebruik word vir die koninkryk. Kry jou paleis en sê, nee, die kerk kan nie verwag dit en dan nie. Ek sê nie, jy het nou, as jy nou ryk is, jy moet jou goed gaan verkoop en vir die kerk gee nie. Moenie vrees nie. Nee, dit was sarkasme. Wat ek sê is, as daai guns wat jy het, nie tot uitbreiding van die koninkryk is nie, wie se paleis is daai? Wat se tipe paleis is daai? Want selfs 'n paleis van Egipte, goddelose klomp, knolle, en daai goddelose plek, sê later, sê dat Josef was soos 'n vader vir
Farao. Farao is die God van al die gode. Farao was die God wat aanbid moet word. Maar die skrif sê, hy was soos 'n seun en Josef was soos 'n pa vir hom gewees. Hallo. Maar waar is hoe is dit moontlik? Omdat die Josef in die paleis was dieselfde Josef in die tronk. Die was 'n vryheid hier binne. God wil jou geleentheid gee. En God gaan vir die kerk in die nasies, my broer, my sis, geleenthede gee in hierdie tyd wat kom. Mag jy deel wees, mag jy nie 'n toeskouer wees nie, maar mag jy deel wees van daardie kerk. Amen. En aan die einde van die dag, want God se volk het honger. So Josef, jy het die platform om vir daai broers te sê, jy het die platform en die hele Egipte gaan saam met jou stem. As dit is wat jou broers aan jou gedoen het, jy mag hulle doodmaak, jy mag hulle vir die res van hulle lewe in die tronk gooi, en op grond van die reg is jy reg, Josef, en hulle is verkeerd, en jy gaan reg wees deur hulle in die tronk te gooi vir die res van hulle lewe. Daai paleis is net 'n geleentheid, daai paleis is net 'n platform vir die werk van God. Daai paleis is net die guns van God met 'n doel. En daarom sê hy, you intended to harm me. Genesis 50 vers 20. You intended to harm me, but God. Dis waar daardie sinnetjie kom. But God had a plan for a nation to have food in a time of famine. So, but God is nie net van my om al die goodies te hê nie, asseblief nie. But God is 'n feit van, ek gaan van die feite na die waarheid. Ek gaan van my perspektief na God se perspektief. Ek gaan van my hart na God se hart toe. Julle het my seer gemaak, julle het my verkoop, julle het al hierdie goed gedoen, maar God, almal sê maar God. Maar God het 'n plan gehad, sodat sy volk voedsel sal hê in 'n tyd van droogte. Mag jy die plan van God sien, met die paleis, die platform wat God jou gee, vir hom en vir sy koninkryk. Wat maak jy met jou paleis? Dis vir die volk om na Egipte te gaan. Volgende een. Moses, om vir die volk uit Egipte te gaan. So daar is 'n tyd vir Egipte, wat hulle moet in Egipte kom, wat Egipte hulle moet dien. But when they overstayed their welcome, when you overstay your welcome in your blessings, wanneer jou blessings groter met jou praat as die Here, dan gaan daai ding jou 'n slaaf maak van dit. Hallo, Egipte moet die volk van God dien en gee die voorsiening. Maar toe ons lekker begin terugsit, lekker net gewoon terugsit in daai goedjies. Hallo, kom ons fokus. Maar toe ek daai so lekker terugsit, daai ding is nie lei nie. Daai goedjies wat om jou is nie lei nie. As jy sien, jy verstaan nie hoe om ten spyte van jou situasie God te loof nie. En dat jou situasie eintlik 'n geleentheid is om God te loof. Hallo. Die leë krale, geen oes op die lande is 'n geleentheid vir Habakuk om te sê, maak nie saak wat nie, die Here is my God, die Here is my heil, die Here is my sterkte, hy laat my voete opgaan soos daai bokke op daai hoogtes waar God my wil stel. Daar's 'n geleentheid om God te loof vir Habakuk. En hy vat daai geleentheid. Klaar. Is ons nog hier? So Moses word groot waar? In 'n paleis. Met 'n doel. Want iemand gaan hom leer ken. Wie is hierdie Moses? En wie is die God wat werk deur hierdie Moses? Ons ken van Moses. Jy weet, en toe hy besef, maar hierdie paleis, dis nie my destiny nie. Dis nie my toekoms nie. En hy begin opstaan vir die volk. Toe moes hy eers leer nie in sy eie krag nie, né? Nie in sy eie krag nie. So toe moes hy maar eers gaan en daar by die skape gaan leer. Hy moes eers by die skape gaan leer. Wie is die koning? Wie is die koning? Wie is die een? En toe hy weet wie is die God
wat met hom is. Toe kom hy en sê, hierdie God sê, laat my mense gaan. Let my people go. To worship me. Nie laat my mense gaan, sodat hulle 'n baie grand land Kanaan kan beerwe nie. Pas op dat jou paleis nie jou Kanaan is nie. Maar voor God is die paleis, daar waar hy die 10 gebooie gegee het, waar hy sê, ek het julle op arensvlerke na my toe gebring, nie ek op arensvlerke uit Egipte na Kanaan toe gebring nie, maar op arensvlerke na my toe gebring, en my paleis is die plek waar ek aanbid word. Moses gaan sê vir Farao, let my people go, for they want to worship me, and they will worship me. God wil jou uit daai goedjies uithaal, en bring in 'n plek waar jy hom sal aanbid. En die plek van aanbidding is nie, omdat, alles het verander. Ons is nou uit hierdie verskriklike plek in Kanaan. Nee, hierdie plek waar ons nou is daar niks. Daar's nie kos nie, daar's nie water nie, daar's niks. En dis die plek waar ons nou God moet aanbid. Kyk na jou definisie van paleis. Ek moet my sis. Maar toe Moses teruggaan, toe adresseer hy alles wat van die duiwel af is in daai paleis. En hy sê, hierdie paleis het nie autoriteit nie. Hierdie paleis het nie autoriteit nie. Ek weet waar is autoriteit. Ek het hom van aangesig tot aangesig gesien al. Hallo, is ons met mekaar. Moses, die agenda, die geleentheid is om die volk uit Egipte te vat. Maar hy het verstaan van wat is paleis. Volgende een. Esther, julle ken hom. Sy gaan in as 'n wat? Sy gaan in as 'n orphan. Wat is 'n orphan in Afrikaans? 'n weeskind. Want ek bedoel, pa en ma is oorlede. Mordegai het haar groot gemaak. En hierso gaan sy uit eie keuse, met vrede in haar hart, gaan sy in die paleis. Sy word gegryp en sê, jy sal saam, as die koning besluit, jy is die regte een, dan is jy die regte een. Weet, soos 'n skouperd. Met alle respek gesê. Kyk na die klomp en kies een, wat die naaste is, ja, daai ene. Dis waarvoor jy daar is. Dis met hoeveel respek jy nou hanteer word. Hallo? Is ons met mekaar? So dis nou tyd, nadat pa en ma ook al dood is met die oorlog en alles onregverdig gebeur het, hier gebeur die volgende onregverdige ding. Is ons hier. Die groen banke is nog met my. Lyk dit vir my. Ja, julle moet hulle dat mooi fokus daar. Haar sê, is julle met my? Hier gaan sy in. En aan die einde van die dag, weet jy, ek het ongelukkig al ouens gesien, ongelukkig selfs in die bediening. Ongelukkig al ouens gesien wat deur Kirari gegaan het. En dan is aan die ander kant uit en dan kry jy 'n platform van sukses. En dan ewe skielik word hulle bietjie iets anders. Dan voel ek, Here, waar het ons gefaal? Waar het ons gefaal? Daai man staan daar met 'n verskriklike sukses. Maar wat het van sy hart geword? Wat het van sy hart geword? Daar was een man en sy vrou, en dit was vir my seer bietjie by die hart, wat ek vir hom voor die tyd gesê het, wat gaan gebeur wanneer jy 'n platform kry? Gaan ons nog verhouding hê? En dit beteken nie met almal moet ek 'n verhouding hê, wat uitgestuur word nie, glad nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê my boetie en my sis. Maar hier is 'n Esther, wat verstaan, hier is 'n Esther wat verstaan, om nog steeds die inspraak van 'n Mordegai, wat op die straat sit, te kan vat. Sy is koningin, sy kan haar platform vat, sy is koningin, man, sy hoef nie na Mordegai te luister nie, maar die paleis is 'n geleentheid. Paleis is nie, she arrived in her palace. En ongelukkig, baie keer ouens wat die paleis kry, en hulle dink hulle het nou autoriteit, en nou kan hulle besluit oor wanneer hulle tyd het, wanneer wat met hulle geldjies gebeur, wanneer met dit gebeur, hoe hierdie verhouding, hoe sal ek myself gee, hoe sal ek, en asof die paleis hulle autoriteit eers te gee.
Autoriteit lê in jou hart, as jy kind van God is. Paleis is die vloek, as jy nie die autoriteit in jou hart verstaan nie. As jy nie die autoriteit in jou hart verstaan nie. En sy sê, nee, ek kan nie na die koning toe gaan nie. Nee, julle ken die storie mos. En toe, Mordegai laat weet haar, moenie dink dat daar vir jou ontkoming gaan wees nie. Moenie dink jy gaan vrykom as al die ander Jode doodgemaak word nie. Hy gee as 'n bietjie 'n piets. Hy is die mannetjie wat daar in as op die straat sit. Sy is die koningin in die paleis. Maar sy het 'n karakter. Sy het 'n integriteit. En sy sê, ek gaan. Laat hulle vir my vas. As ek sterf, dan sterf ek. As ek leef, dan leef ek. For are you not called for a time as this? Sê Mordegai. Jy is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Daai paleis is omdat jy geroep is. Omdat jy geroep is om 'n verskil te maak. Esther, dis hoekom jy in die paleis is. Amen. Moenie droom oor 'n paleis as jy nie verstaan dat jy droom oor 'n geleentheid in die naam van die Here nie. Amen. Daar sê, volgende een. David word die koning. Hey man, hy was in 'n paleis. En toe hy sy gitaartjie speel, toe hy sy harp speel, toe kry hy nou nie klomp geldjies nie, hy kry 'n spies. Hy speel die harp so, jy weet, en dan speel hom so. Ja, halleluja. Speel die man die harp in die paleis. En volgende oomblik in die paleis, hy is die man, maar wat gebeur? Hy word uitgejaag. Hy word verneder uit die paleis uit. Maar as hy koning word, sal hy vir hulle wys. Hy sal vir hulle wys wie is die baas in die paleis. Hy is nie meer hierdie wat uitgejaag word nie. Hy is nie meer die een wat verneder word nie. Nee, sy hart was nie dit nie. Sy hart was by God. Eerste ding wat hy doen. Saul, hy maak vir hom 'n standbeeld van homself. David, eerste ding, hy bring die teenwoordigheid van God terug in die hart van die volk. Die ark terug na Jerusalem. Daarna, bou hy 'n paleis. Maar dit word 'n geleentheid. En sê hy aan die einde van sy lewe, maar ek kan nie in 'n paleis bly. In die ark, en daar in 'n tent. Dit is nie reg nie. Die Here moet ook 'n huis hê. Ons moet vir hom 'n huis bou. Die Here sê, hoe gaan jy nou vir my 'n huis bou? Hoe moet ek nou daar kom bly? Ek is groter as die hemele. Die hemele kan my nie vervat nie. Kan my nie hou nie. Maar God besluit, ek sal dit doen. Ek sien sy hart, en ek sal myself in daardie plekkie sit. Daai triljoenste van 'n triljoenste van 'n triljoenste van 'n triljoenste van 'n triljoenste. Kom ons praat nog vir 'n triljoen jaar. So, van die grootheid van God. Daar sal God homself sit, in daai tempel. Hallo, is ons met mekaar? En hy sê, van daai plek waar God moet geëer word. God kom woon in die plek waar jy hom eer. God kom woon in die plek waar jy hom eer. Maar daai areas van jou lewe waar jy hom nie eer nie, hy is nie daar nie. God sal jou nie begewe of verlaat nie, maar hy kom maak nie sy woning by jou nie. Hy is daar, maar dit beteken nie hy woon by jou nie. Hy is met jou, maar dit beteken nie hy wandel met jou nie. Dis heeltemal nie, dis 'n heeltemal 'n ander vlak. Mag die Here ons help. Volgende een, dis David. Salomo. Sy pa het gesê, dit is wat moet gebeur. Hy kan die rykdom hê, en as hy vir die rykdom vra, dan is dit want hy kan vir hom 'n tempel bou. As hy vir die rykdom vra, kan hy vir hom 'n ding bou, hy kan build the dynasty, hy kan vir hom 'n paleis bou, hy kan vir hom hierdie Salomo se paleis, hy kan hierdie grand ding bou, vir homself. Hy sê, nee, ek soek net wysheid, want God se agenda, met sy paleis is met die mense, ek soek wysheid. En toe God sien, maar sy agenda, is God se tempel, God se paleis, sê die Here, maar ek gaan jou in elk geval seën.
Ek kan jou vertrou. Ek kan jou vertrou met jou eie paleis, want jy het eerste gedink en jou hart is eerste by my paleis. Is ons met mekaar? En dit wat hy kry met homself, is veronderstel om 'n geleentheid te wees. Daarom is daar nie 33, 31 hoofstukke oor hoeveel rykdom het hy nie, maar 31 hoofstukke van wysheid. Oor die wysheid wat in sy hart was. Mag dit so van jou wees. Nie neergeskryf al die goed wat jy bereik het. Wie hoor die getuienis van selfs as iemand oorlede is, of 4 generasies later van, weet jy, hy het hard gewerk en hy het 'n huis gekoop, en toe het hy nog 2 huise gekoop, en toe het hy vir hom 'n boot gekoop, en toe het hy vir hom dit gekoop, en die 4de geslag is so excited, en toe het hy vir hom dat gekoop, en toe het hy vir hom dit gekry. Dis nie wat onthou word nie. Daar is ander goud wat onthou word. Hoe hy met God gestap het, hoe hy respek vir God gehad het. Hallo. Baie van ons oupas en oumas, en van wat kan ons sê, was in die veroudering, was nie in die vernuwing nie. Hulle het goed so gesien. Is dit al wat jy onthou, of onthou jy, dat jou oupa het respek vir God gehad? Hy het die woord met respek hanteer. Al was dit met sekere goedjies, wat nie 100% is, soos wat ons het noodwendig sal sien vandag nie. Maar wat onthou jy? Mag jy so terugkyk in die geslagte, om te onthou dit wat van God af is. Amen. Salomo het 'n sekere manier hoe hy sy pa onthou. En hy het hierdie gebou, soos wat God vir sy vader Dawid gesê het. En hy het hierdie gaan gekyk, toe hy die tempel bou. En hy het hierdie gebou, soos wat die Here sy pa beveel het. En hy het hierdie gebou, soos wat die Here sy pa beveel het. En hy het hierdie gedoen, soos wat die Here sy pa beveel het. En hy het hierdie materiaal gebruik, soos wat die Here sy pa beveel het. Hoeveel keer is daai sinnetjie net daar? Kan nie niemand net sy eie ding doen nie. Wanneer is hy vry om sy eie ding te doen? Hy het nie daai pathetic, immature attitude gehad nie. Maar wat hy gebou het, het hy met wysheid gebou. En is neergeskryf vir duisende jare. Daar's hy. Kom ons aan. Jesus. Nog 2 punte. Jesus. Julle kan hierdie tempel afbreek en in 3 dae sal ek dit weer opbou. Julle ken daai sin. Goeiemôre. Julle ken daai sin. Julle kan hierdie tempel afbreek en in 3 dae sal ek dit weer opbou. Wat het hy gesê? Dit gaan nie meer oor daai tempel daar nie. Ek is die tempel, en daarna as ek gaan, is elkeen van julle die tempel, want julle is my liggaam. Want julle is my liggaam. Die liggaam van Christus. Ek is die tempel. En binne 3 dae, ek gaan gekruisig word, ek gaan sterf, maar binne 3 dae sal ek opstaan. Hy het gepraat van sy sterwe en sy dood, en sy opstanding. Hallo? En hier kom Jesus, en hy trek die lyn, en sê van nou af, werk dit anderste. Dit was meer symboliek, dit was op 'n ander manier, het God homself gemanifesteer. Dieselfde God kom, maar daar's 'n lyn wat getrek van sê, ek is nou die tempel. Jy gaan jouself in my vind. Is ons met mekaar? So my boet, my sis, mag die Here jou help, dat jy nie gebreek word deur die wêreld, maar nie opstaan in die Here nie. En nou die sonde en die vrees en die goedjies en die wat ook al en die versoekinge en die whatever jou kan besig hou, wil jou breek. En hy gaan jou wil breek. Maar daar's net een plek waar jy gebou kan word. En dit is as jy saam met Christus gesterf het, sal jy saam met Christus heers en regeer. Sal jy saam met Christus 'n lewe beleef wat ewigheidswaarde het. Môre. Laat hierdie dinamika in jou werk. Alles wat nie die tempel van God huisves nie, moet afgebreek word vanmiddag. Alles wat 'n tempel of 'n kamer, hiersoos dat jy 'n kamer gebou vir vrees, het jy 'n kamer gebou vir kompromie, het jy 'n kamer gebou net vir jou eie opinies en jou eie dit en jou eie kritiek en jou eie wat, en hiersoos kamers aangebou, my broer, my sis, wat jy moet gaan terug na die argitekplanne wat jy hier gaan kry. En jy gesê, hey, saam met die Heilige Gees het jy jou lewe geïnspekteer. Hierdie ding moet afgebreek word.
Daai muur wat halfpad gebou is, as ons verder op hom bou, hy gaan inval en baie mense seermaak. Hierdie ding is nie reg nie. Eerder nou, as ek die guts het, eerder nou, dat ek toelaat met God se argitekplanne, die woord, om my te evalueer, en dat ek hierdie goed meedeel, en akkuraat bou. Dit wat kwaliteit is met ewigheidswaarde. As ons met mekaar. Halleluja, laaste een. Ons, die kerk, die tempel van die Heilige Gees, die huis van gebed, die woning van God drie-enig. Ons, dis ons, moet my sis, en ek vra jou dan, asseblief, wees die kerk, respekteer die kerk. Dit beteken eerstens, respekteer jou lewe. Respekteer met dankbaarheid die feit dat God jou uit die duisternis uitgeroep het in sy wonderbare lig. You are the chosen generation, the chosen race, holy, separated for him alone. A holy priesthood. Nee? 'n koninklike priesterdom. Uit die duisternis uitgeroep om te verkondig die grootheid, die goedheid, die lieflikheid, die skoonheid, die mooiheid van jou God. Daar's agenda met jou. Daar's agenda met jou. Met elkeen van hierdie was daar agenda. Jesus op aarde was oor agenda. Dit was alles oor agenda. Dit was nie net Jesus kom aarde toe, omdat hy graag sou by aarde toe kom nie. Hy is hier as gevolg van agenda. Want so lief het God die wêreld gehad. Wat beteken daai Johannes 3:16? Dit is agenda. Agenda. Omdat God gedryf was deur sy liefde, daarom is daar 'n agenda. En die agenda met Jesus wat aarde toe kom, is omdat God 'n agenda het en 'n hart van liefde het en ons wil hê, hy wil ons hê as sy kinders. Hallo. Jou agenda met jou paleis. Jou agenda met dit wat jy bou. Jou agenda met, as jy sê, jy is deel van die kerk. Uitgeroep om uitgeroep te wees. Maar jy gaan sukkel met die duisternis as jy in die lig nie doen wat jy veronderstel is om te doen nie. Want dan staan jy net rond. Daai enetjie wat net rond staan, dis hy wat die versoeking kry. Daai enetjie wat net rond staan. Ledigheid is die duiwel se oorkussing. Dink nie dit staan in die Bybel nie, maar kom daarop neer. Hallo? Daai een wat net rond staan. Maar as jy in die lig is, verkondig die deugde van God, die grootheid van God, die genade van God, doen wat jy veronderstel is om in die lig te doen, dan gaan die donkerheid nie met jou praat nie. Daar's nie tyd vir duisternis om met jou te praat nie, want jy is so besig met God, en ek praat nie van die werk van die Here, dat jy nou jouself moet vrek werk nie, asseblief. Ek praat van, jy is besig met God, jy geniet die lewe saam met God, jy is lief vir hom, hy is lief vir jou, en jy beleef dit, jy ervaar dit. Hallo, is ons met mekaar. Tempel van die Heilige Gees, ons het klaar daaroor gepraat. Huis van gebed, ons het eintlik klaar daaroor gepraat. Die woning van God drie-enig. Dit is God se agenda. Dit is God se agenda. My vraag is net, wat doen jy met die paleis? Wat se paleis droom jy oor? Oor wat se paleis droom jy? Mag jy sien, die geleentheid, die platform, die guns, die vertroue wat God jou gee, dat jy sal aan hom al die eer gee, en jy sal saam met hom werk, en jy sal vir hom werk, omdat jy hom lief het. Halleluja. Dankie Hemel Vader, kom en doen dit wat U wil doen. Ons gee U al die eer, al die lof, al die aanbidding. Word verheerlik, Here, in en deur en oor ons lewens. Daar is niemand soos U nie. Here, vergewe ons wat ons toegelaat het, dat ons huis 'n woning geword het, dat ander geeste welkom kon wees. We will not have fellowship with demons, soos wat U in die woord ons beveel. Ons sal nie gemeenskap met duiwels hê nie, maar met U en U alleen. Hierdie huis is U se huis alleen. Here, en ons kan nie teen die vyand kom, maar deur die bloed van Jesus, in die naam van Jesus, kan ons vir hom, tot hom verklaar dat hy het verloor. Want die oorwinnaar is Jesus Christus, en daarom is ons meer as oorwinnaars. Dankie daarvoor, Vader, dat die oorwinnaar oor die dood en oor die sonde
deur sy gees in ons woon. Dat elke man en vrou in hierdie plek hierdie deurbraak lewe kan hê. Dankie vir die voorreg dat ons saam met die gees 'n plek kan bou vir U. Wees welkom in ons lewe, Here. Leer ons 'n liefde wat kwaliteit is. Leer ons 'n liefde wat U woord gehoorsaam. 'n liefde wat ekspressie vind met hoe ons U woord bewaar. Hoe U opdragte vir ons kosbaar is. Ons vertrou U daarvoor, Vader, dat U kom en U dit doen. Dankie dat U op 'n besondere manier met elkeen van ons bemoeienis maak in hierdie seisoen, Here. Selfs ook om in hierdie seisoen in te trek by U oor wat is die toekoms, wat is volgende jaar, wat lê voor, besluite wat gemaak moet word, dat dit saam met U sal gemaak word, Here. Dat ons die moeite sal doen vanuit respek om by U te sit en te hoor, wat is U agenda? Ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. En in daardie naam alleen. Halleluja. Halleluja.